Jou unpopular opinion. So, Simon, hoekom gas julle hom so? Daai ou is spoken on spoken. Hoe sê jy hoekom gas julle hom so? Sien jy meer as een persoon hier langs my sit? Hier gaan ons nie praat van julle nie, hier praat ons van een persoon. Okay, maar hoekom is Tanya Melda kwaad? Upset met hom. Ja. Upset. Upset. Hulle 420. Ek is upset oor die video van die hond wat ek gesien het, vir geen ander rede nie. Geen ander rede nie. Ek weet nie, daar's goed geplaas van, gisterand het hulle gepraat van, dankie julle, van hom en die goed tussen hom en sy vrou, toe sê ek reguit, I don't know. Ek gaan nie my neus daar aandruk nie, ek weet niks van daai goed af nie, ek het die video's gesien van dit nie, dit is die minste, elke huis het sy kruis. Ek meen, but as dit by diere en kinders kom, dan sit ek my voet neer. En hy sê enough is enough. Daai het my genuine, of dit nou 20 jaar of 10 jaar terug gebeur het, dit het my regtig opset. Ja. Nee, en ek kan jou verstaan, want het was ook nie lekker. It wasn't nice for me to watch it either. Wat tot vandag toe het ek hom nie gevra wat is die rede hoekom het hy die hond geslaan nie. The less I know, the better. Maar op die einde van die dag, nee, daai het nou 3 jaar terug gebeur. Laas jaar. Okay, ek weet nie eens hoe lank terug het dit gebeur nie, ek weet nie. 3 jaar terug, en dit was sy ex se dogter wat dit gepost het, wat ook vals klagtes teen hom gemaak in Amerika. Okay. Daar wat ons gelees het van Facebook is onwaar. Dankie julle. Ek weet nie eens wat so op Facebook. Ek kan nie vir jou sê was ek op Facebook nie. Ek het gepraat oor dit wat ek op die platform gesien het. Ja, so hy was 2,5 maande mos toegesluit in immigration prison. En hy het vir my gesê hy sal eerder in Pools moes sit of hy sou eerder in 'n regte tronk sit, want hy sê immigration prison dit is soos warehouse en hulle gooi jou daarin. You're not supposed to be there. Fuck no. But verstaan jy, hulle vergeet van jou. Jy kan met niemand praat en so aan nie, en hy sê dit was baie traumatising. Dankie julle. Dit is nie my plek, of ek wil nie sy storie vir hom vertel nie. Maar dit is niemand se plek om iemand anders te maak nie saak wie hy is 'n storie te vertel nie. Jou storie is jou eie storie want jy het homself gestap. Is niemand se plek om enigiets se storie te vertel nie. Ja, so ek wil vir my followers en almal op TikTok vra. Ja, kruisig hom oor die hond incident, maar hy het groter kak as dit. He's got bigger shit than that. Daai wat sy ex-vrou aan hom gedoen het, he lost everything. Ek weet niks daarvan af nie, so ek gaan niks daaroor sê nie. Daar's baie stories. En hy moes deur die proses gaan voor hulle hom gedeport het. So hy moes eers gestaan het vir al die klagtes wat die ex-girl moes teen hom gesit van rig van vuurwapen, wanted to commit a felony, al daai goeters. So hy moes eers daai klagtes gestaan het voor hom gedeport het. En ek het die final wat die hof besluit het, order to dismiss. Hulle het hom onskuldig bevind. Maar omdat, en ek het die hofpapiere, hoekom hulle hom gedeport het. Okay. Ja, so hy het nooit sy vrou geslaan nie, hy het nooit 'n vuurwapen gerig vir iemand nie. He didn't want to go commit a crime. That's what the ex-wife said. And the ex-wife phoned the immigration and told them he's overstaying his visa and his passport has expired. So nou is hy in Suid-Afrika, maar Suid-Afrika weet nie is hy hier. Want nou moet hy Home Affairs toe gaan en hy moet nou alles oordoen. En hy gaan seker kak daar op kry. So
Maar Simon, hy het nie eens 'n R1 op sy naam nie. Hy het fokol. Weet jy wat nee, hallo Helen, hallo julle almal. Ek het dit gisterand op 'n live gesê en ek sal dit nou weer 'n keer sê wat ek gisterand gesê het. Simon was nog altyd goed vir my op die platform en van die platform af. Die tye wat ek regtig waar genuine soos hulp nodig gehad het, was Simon van die platform af daar en hy het my bygestaan waar hy kon en hoe hy kon. Daar het ek baie respek vir hom. Hy het my nog nooit so skak behandel op die platform. Ja, almal vat gat van mekaar. Baie jokes gemaak en wat ook al. But baie respek vir hom daar ook. Hy is seker een van die min mense wat ek op my hande kan tel wat my nie kak gegee het op hierdie platform nie. But en kyk toe ek daai video Simon my hart is seer sê. Ek is 'n regtig daai wat gebeur het. Dankie Martin. Daai van die hond en goed, nee. My hart is seer my darling. Daai diere het nie stemme nie. Of dit nou 10 jaar terug gebeur het of 5 jaar terug. Dit was nie reg nie. En dit is wat my seer gemaak het van hom. Ja, en Simon, ek weet niks van hom en sy vrou se kak nie. Ek wil niks weet nie. Dis nie my hol nie my drol nie. Niks wat my uit te waai nie. Ja, en Simon was nie 'n gifte vir my nie. Ek en Simon het baie kak gehad, ons het baie koppe gestamp. Maar ek is nie hier om met mense vriende te wees of 'n vriendskap te bou op jou gifting badge of hoeveel gifts. Ek het dit ook nooit gedoen nie. Ek het nie eens geweet wie is Simon nie. Ek het nie eens 'n gifting level langs sy naam gesien nie. Hy het een aand uit die bloute uit in my live ingekom. Ons het begin gesels. Hy het vir my begin gifts gooi en van daar af het hy gehoor as ek vir hulp gevra het en hy het my kom bystaan. So ek het ook nie ek raak nooit in my lewe met iemand vriende om te kyk hoe dik is hulle fucking beursies in hulle bankrekeninge nie. Dit is nie met wie ek vriende maak nie. Glad nie. So Simon se account is gone, deleted. Boom. Hy het al sy sosiale media delete. Hy Jess, Laura. Dankie Martin. Maar ek het vir hom gesê nee, hy moet terugkom en hy moet sy kak face. So maar ek het gesê want nou op die oomblik is eensydig. So ek wil nou 'n poll hou and should we give him a platform to come say his side of the story, because he would like to speak, maar en hy weet hy kak ingevang met die hond. Dit was sy ex-vrou se dogter wat dit gepost het onder 'n comment section van op Facebook. En as jy nou daar gaan mooi lees, as iemand nou iets post van wat die ex-vrou al aangevang het in die lewe, hulle delete dit. So, ja, ek maar weet jy, my 5 sent. Ek glo almal verdien 'n tweede kans, hoor my hart. Maak nie saak hoeveel keer ek en jy hoef nie oor die weg te kom nie, maar nog steeds gaan ek sê Piet, Koos en Jan, al praat ons nie, al is ons vyande, almal verdien 'n tweede kans, nê? Ek glo aan tweede kansse. So my 5 sent, bring hom terug, laat hy terugkom, laat hy sy kak kom face. Daar's al baie goed wat ek dadelik moes terugkom en my kak moes kom face het. En dit het my net 'n sterker persoon gemaak en ek het net sterker teruggekom. So give him a fair chance. Laat hy kom praat, laat hy sy hart uitpraat. Dan moet hy sit, dan moet die mense die haat na sy kant toe gooi. Hulle moet hom kruisig. Dis okay. Maar dit gaan nie vir altyd hou nie, maar kom sê hulle mevrou Burger en laat die mense verstaan van waar af jy kom. Dit was net nie vir my reg nie. Sorry. Ek is 'n moerse diereliefhebber. But hy verdien 'n tweede kans. Ek glo ons moet hom 'n platform gee en sê kom. Ek sal hom tot my platform gee en sê kom klim in 'n boks. Ek gee my live vir jou vir die aand en kom doen jou ding. Ek meen, ek glo aan tweede kansse. Ja, so ek sal met hom van die platform afpraat en dan want ek weet mooi hulle wil nou 7 uur live gaan. So kom ons call dit pas uit 'n klok. Ek sal hom nou probeer convince want hy wil die platform toe kom nie. Maar ja, en dan daar is wat
Simon so lekker gedraai het en gesupport het en wat. Ek challenge julle om 'n bietjie vir hom nou te help, waar julle kan, want hy het fucking fokol, hy bly by 'n familielede. Ja. So as julle kan vir hom 'n werk, maybe organize of so aan, hy het 'n code 14 license, kode 14 lisensie.